Doelwitte met viering. Hoeveel keer stop jy 'n oomblik om te vier wat jy al bereik het? Ek bedoel hiermee nie die viering van die einddoel nie, maar die viering vir elke klein sukses, elke stap op pad daarheen. Ek het eendag in die gym gedraf en langs my het 'n duidelik oorgewig man ook met 'n uiters stadige pas gedraf. Hy het eintlik maar meer gelyk as hy vinnig loop. Maar die volgende oomblik toe klap die ou kliphard hande. Ek kyk en ek sien hy klap hande vir homself. En toe hy my verbaasde uitdrukking sien, vertel hy dat hy 'n program volg wat hom nou sal fiks maak en ook sal help om 'n beter liggaamsmassa te kry. En hy het sopas sy een doelwit bereik. En toe sê hy nogal, 'n mens moet jou klein suksesse vier, want dit is mos eintlik iets groots as jy dit kan behaal. Nou, viering is nie net vir die einddoel nie. Elke klein doelwit op pad na die uiteindelike doel is reeds 'n geleentheid om God se getrouheid te erken en jou eie groei en volharding te vier. Ons sien dit byvoorbeeld ook in die psalms, hoe die digter of digters dan by verskeie geleenthede die goedheid van God vier en hulle eie vordering ook in die verband vier. Ons lees byvoorbeeld in Psalm 126 vers 3. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Nou hierdie psalm is 'n lied van dankbaarheid na ballingskap. En die psalm erken God se rol in hulle verlossing en hulle vier God se groot dade met blydskap in hierdie psalm dan nou. Ons floreer ook met die stel van intentionele doelwitte. En deel van hierdie florering is om die viering van ons vordering in en op pad na daardie doelwit te omhels. Locke en Latham doen navorsing. Hulle sê die erkenning van vooruitgang is juis motivering om te volhard in ons daaglikse strewe na daardie einddoel en dit versterk die strewe dan ook. So kyk 'n bietjie na jou dag, kyk 'n bietjie na jou week en dink hoe jy jou vordering kan vier en sê vir die Here in daardie oomblikke ook dankie vir die vordering wat hy gee. Vier dit selfs net met 'n glimlag of met 'n eenvoudige dankie Here. Leef geïnspireerd.